Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Meneer Joint, wat voel meneer sal ouers moet begin verstaan wat agter die skerms aangaan van 'n skool en veral by hoofwees? Mens kan verstaan, as dit by jou kind kom, is jy emosioneel. Ja. Nee, dit is Slegs. reg en dis reg so en dis hoe dit moet wees. Ek dink ouers moet net mooi besef, ek bedoel geen onderwyser, geen skoolhoof is in die onderwys om skade te doen aan 'n kind doelbewus. Nee. Ja, mens maak foute, maar ek dink as hulle net kan sê, okay, maar ons is in 'n span. So as daar 'n fout is, kom praat met die skool, moenie sosiale media toe gaan nie. Maak 'n afspraak en by ons byvoorbeeld as dit 'n sportprobleem is, dan begin jy by die afrigter en dan by die hoof van daai ouderdomsgroep en dan na die hoof van rugby of die hoof van sport. As dit nog steeds nie opgelos is nie, dan gesels jy met die hoof. Ek dink moenie by die hoof begin nie, want ek bedoel daar's 10.000 probleme en hy gaan in elk geval nie jou kan help waarskynlik, hy of sy. Ja. So begin daar waar die probleem ontstaan het, oop kommunikasie. En ek dink ouers moet skole vertrou. Ons is in die onderwys en ons verstaan nie alles nie, maar ons verstaan onderwys en ons verstaan kinders en ons verstaan wat moet gebeur om die kind deur matriek te kry. En ek dink dit is belangrik. As ouers 'n vennootskapsingesteldheid het, dan dink ek gaan mens ver kom. Ja, ek stem 100% saam met wat meneer Joint nou hierso sê. Dit is eintlik maar net so. En ek dink wat ouers ook net moet verstaan is, los die onderwysgedeelte vir die onderwyskundiges. Skoenmakery. Daar's hy. En dan fokus jy as 'n ouer op jou gedeelte. Maar is baie belangrik om die lynfunksies te volg, want as jy die lynfunksie volg, gaan die probleem baie vinniger aangespreek word en op die regte vlak. So daar wil ek vir meneer Joint 100% ondersteun, want dit help nie jy begin daarbo nie. Dit help ook nie jy skryf vir die distrik of die minister van onderwys nie. Jy kan dit doen, maar dit gaan nie die probleem oplos nie. En ek sou graag vir ouers wil sê ook net, vertrou die stelsel, vertrou die stelsel, vertrou die onderwysers. En ouers het altyd, sal baie keer vir jou sê, maar ek wil nie met julle kom praat nie, want julle gaan op my kind pik. En ek dink dis iets wat ouers moet verstaan. Dit is nie ons ingesteldheid as onderwyskundiges om op 'n kind te pik nie. Onthou, jy sit elke dag met baie kinders in 'n klas voor jou. Baie verskillende kinders kom sit voor jou. Baie kinders vind nie altyd aanklank by die styl van 'n betrokke onderwyser nie. So iewers moet ouer en onderwyser ook leer om die kind te kry om te verstaan hoe daai onderwyser werk en dat ek moet aanpas, maar die onderwyser moet ook verstaan. Die onderwyser kan nie net, ek is nou so gemaak en so gelaat staan nie. Die onderwyser moet ook aanpassings doen in hulle styl, want dit speel ook 'n rol. Maar die belangrikste ding is vertroue en dan die kommunikasie. Praat net. Want as ons vinnig genoeg en gou genoeg kom gesels daaroor, dan kan ons dit makliker oplos. Maar ek wil natuurlik vir jou sê, dit is 'n ding, die nuwe geslag ouer en die nuwe geslag kind is nogal iets wat 'n mens in gedagte moet onthou. En ek het altyd, toe ek nou nog as hoof gefunksioneer het ek altyd vir myself gesê, die dag wat ek agterkom, die ouers en die kinders van my skool en ek vind mekaar nie meer nie. Ek verstaan hulle nie en hulle verstaan my nie. Het ek altyd gesê, dan het die gaping te groot geword. Dan is dit tyd. En ek het vir myself gesê, dan moet jy gaan. In my geval was dit gelukkig die ouderdom wat my uitgestoot het en nie dit nie. Ja. Maar dit was vir my 'n kritiese punt. En dit is ongelukkig so. En kyk, ons kan by dit probeer verbypraat as ons wil, maar die effek wat COVID gehad het op onderwys
kom eintlik nou eers deur. Mm. En ek het dit die heeltyd gesê. In 2020 het ons dit nog te bowe gekom en die 2-3 jaar daarna kon die stelsel dit nog dra. Maar as jy nou dink ons is 6 jaar later. So die kinders wat nou in graad 8 byvoorbeeld is ongeveer 14 jaar oud. So hulle was nou 8 jaar oud gewees toe COVID gekom het. En baie van jou probleme binne in die klaskamer kom ook as gevolg van daardie gapings, want onthou daardie laerskoolkinders was nie in skole nie. Hulle het in matrieks en goed gouer teruggebring in die skoolstelsel. So my gewaarwording is dat die onderwyser binne in die klaskamer dubbel so hard op die oomblik moet werk, om die gapings wat moontlik daar was in COVID, om dit te bowe te kom. En dan is die ouer nou baie beskermd oor hulle kind, maar wat interessant is dat die ouer baie bewus is van die kind se emosies. Want 'n ouer sal vir jou sê, ja, daai juffrou was kwaai met die kind, en dan werk ons dit nou uit en ons sê vir mekaar, ja, maar daar was dalk rede en wat ook al. En dan sal 'n ouer vir jou sê, ja, maar juffrou, daardie onderwyser het my kind verneder. En dan kom ek agter, dis die gevoelsmatige effek. Want daai kind het dit ervaar en so gevoel, maar dit was nooit so bedoel nie. En dit is die goed waarop 'n mens nou moet let. En dit bly maar net, weet ek, elke persoon se waarheid is sy eie waarheid. Hoe hy voel is hoe hy gevoel het op daai oomblik. Maar ek dink daar is 'n gesonde manier om realiteit Ja, in 'n huis ook nog te behou. maar jy moet dit bestuur. Ja, 100%. Christoph, jy moet dit bestuur. As hierdie goed gaan nie van self gebeur nie. Jy moet jou onderwysers ook die opleiding gee. As 'n mens agterkom, dit kan dalk dit wees. Maar 'n mens moet fisies moeite doen om dit korrek te bestuur sodat die kind, en dis die sleutel, die kind moet gelukkig wees. As jy by 'n skoolterrein instap, sê ek vandag vir jou, jy kan my gaan toets, jy kan na verskillende skole toe gaan. As jy oor die drempel stap, dan kry jy 'n gevoel, Soos 'n huis. dis 'n huis. Jy kry daai gevoel, hier is die kinders gelukkig. Dit straal eintlik uit hulle Energie uit. is aansteeklik. Daar's hy. Dis Daar's hy. 100%. Op 'n vlug was ek saam met 'n ou juffrou. En daar's maniere wat die ouer generasie ook dinge gedoen het, soos op grondslagfase byvoorbeeld. As 'n onderwyser het sy geglo, as die onderwyser nie 'n ma self is nie, kan sy nie met grondslagfase werk nie. Dit was vir my nogal 'n interessante observasie, want as jy nie self weet hoe om 'n ouer te wees, hoe werk jy met 'n klein like hartjie, weet, soos daai. Ja, kyk, en soos ek jou sê, hulle mag klein lyfies wees, maar hulle het persoonlikhede. Ja. En die ander ding wat jy moet verstaan, vandag se kinders is anderste. Tegnologie. Hulle baie meer Die volwasse kind voor is hulle tyd 2 gemaak, jaar ja. oud, dan vat hulle al die ma se foon. En hulle hou ma dop en hulle begin hulle werk om daai vingertjie. Dan sit ek daai kind so en kyk, dan dink ek, hoe op aarde? Het jy dit reg Hoe gekry? kry jy dit reg? Hulle observasie is anders, en dis miskien die ding wat ek ook net nou probeer sê. Jy moet relevant bly. Jy moet saam met die dinge moet jy ontwikkel, en jy moet metodes soek, en jy moet aan jouself werk. 'n Onderwyser moet hom of haarself gereeld oor en oor vra. Is Slyp. wat ek doen nog reg? En dit is hoekom opleiding vir hulle ook so verskriklik belangrik is in 'n skool. Dit was vir my so kenmerkend van die onderwysers wat ons gehad het van daai 2005 groep. Ek onthou nog almal, jy kan die karakteronderwysers. Ek meen meneer Duisel is nou, ek dink hy maak klaar nou amper. Hy het amptelik al afgetree, maar hy is nog steeds betrokke by ons rugby Soos en hy hy werk by vir die my Snoepie. vertel het nou eendag by rugby te sê. Hy lyk vir my nog meneer Barkhuizen en Ja. al die, jy weet, en dit is vir my net so lekker. En as dit 'n gesonde omgewing is, gaan die onderwyser daar bly. Dit Ja. is net vir my 'n goeie teken van dit is 'n gesonde atmosfeer. En nou, as daar een reël of regulasie is wat jy uit die departement kan verwyder om 'n gesonder stelsel te kan kweek, wat sou dit wees? Net een laaste punt wat ek graag, as daar 'n boodskap is wat ek vir ouers kan gee, Asseblief, skus. is kinders moet lees Ja. met begrip. So die een enorme uitdaging wat ons op die oomblik sien is, en veral by seuns, is hulle sukkel om te konsentreer en te lees en te verstaan dit wat hulle lees. Ja. En nou kan jy dink, as jy sukkel om met begrip te lees, dan syfer dit deur na eie vakke toe. Want jy verstaan nie die vraag mooi nie. So as daar een ding is wat ek
wil bepleit, veral by jong ouers, is hou die kind so lank as moontlik weg van tegnologie af. Ja. Hy gaan daai, of sy gaan dit bitter vinnig baas raak eendag. Maar as 'n kind nie kan lees nie, met begrip nie, dan is dit 'n baie styl bult in die hoërskool en selfs tersiêr. So ek dink dis miskien een boodskap. Daai tref nogals, dis die reine waarheid. Dan in terme van vraag oor wat kan mens verwyder, nê? As jy gaan kyk na die lande in die wêreld met die beste onderwysstelsels, nê, is Finland is een, Singapore is een, en ek het gaan 'n bietjie navorsing doen daaroor. So Singapore is 'n redelike staatsbeheerde stelsel. So die staat het 'n verskriklike groot rol in die kurrikulum en hoe skole bestuur word ensovoorts. En in Finland is dit weer die teenoorgestelde. Hulle het 'n redelike lae betrokkenheid en die skool het autonomiteit, nê. Hulle kan baie bietjie meer self besluit oor hulle kurrikulum en hoe hulle goed doen ensovoorts. En wanneer hulle toetse skryf. Maar in beide daai twee sisteme in lande is die administratiewe las is baie laag, medium tot laag. En dis funksionerende regerings. Nou as jy mooi gaan dink oor wat moet 'n departement van onderwys eintlik doen? Hy moet eintlik die skool help en ondersteun en leiding gee. Ongelukkig is my ervaring in ons land die teenoorgestelde. So as daar een ding is wat ek voorwens, is dat die departement van onderwys ons net uitlos, sodat ons die skool kan bestuur op ons eie. So want daai administratiewe las en vorms en duisende vergaderings wat jy moet bywoon, as daar een boodskap is wat ek vir die minister sou wou gee, is daai dra nie by tot beter onderrig Breek af. en opleiding in die klas nie. Dit mors net tyd. Dis nie noodwendig sleg. Nee, maar tyd wat gesteel word, is tyd wat jy nie in 'n goeie ding. So waar moet die departement hulle tyd en energie belê, is in dit wat in die klaskamer gebeur. En op hierdie stadium steel daai administratiewe las van mense. So as daar een ding is wat ek wens kan verdwyn, is dit al daai administrasie. En een ding wat baie sleg is, dink ek vir skoolhoofde en vir personeel. In die ou dae, nê, het jy as die departement iets van jou wou gehad het, het jy een keer 'n week het jy pos gekry. Dan was daar nou memorandums wat jy gesê het die volgende moet gebeur. Later is dit vervang met e-posse. So daai selfe brief het per e-pos gekom. Deesdae kry jy in vroeë oggendure, laat in die aand 'n WhatsApp wat sê môreoggend 11:00 moet hierdie goed inwees of daar's 'n vergadering oor 2 dae. En dis nie amptelike kommunikasie nie. So dis so moeilik deesdae om te navigeer waar reageer ek en waar reageer ek nie, want die vergadering gaan plaasvind. Daar gaan nie op nie, dan is die vraag hoekom is jy nie daar nie. Maar hulle sukkel om te verstaan dat jy beplan jou week vooruit, soos wat Marna heel in die begin gesê het. Kommunikasie. Op 'n maandag is jou week vol. En nou kom die departement hier tussenin. So as daar een ding is wat ek wens kan verdwyn, en ek dink enige skoolhoof en bestuur sal saamstem, is dat hierdie administratiewe rompslomp wat die departement op mens afforceer, wat eintlik sentralisering is. En die teenoorgestelde moet gebeur, dit moet gedesentraliseer word. Maar ek verstaan, daar is skole wat sterker leiding nodig het. So ek het baie begrip vir skole wat nie die hulpbronne en ervaring het, wat 'n skool soos ons bevoorreg is om te hê nie. So ek verstaan dit. Maar as hulle sou kon diferensieer, sou dit fantasties gewees het. Hulle vat die tyd en energie en gaan help daai skool wat sukkel, maar die skole wat funksionerend is en presterend is, los hulle uit en gee hulle 'n bietjie meer onafhanklikheid. So dit sou wonderlik wees. Baie is ongelooflik, want as 'n mens dit so vir hulle gaan benader om te sê, maar gaan gee nou tyd werklik aan die skole wat dit nodig het, as wat jy skole wat dit klaar reg het, ontneem van tyd om die struktuur wat klaar werk, jy weet, te implementeer. Ek dink dit is maar, daai is nogals, daai is raar. Maar ons, dis 'n bureaukratiese stelsel. So jy weet, dit is naamloos en gesigloos, so dit is verskriklik moeilik om daar 'n stem te hê. En daarom is ek dink organisasies soos FETSAS en die Governing Body Foundation en ons vakbonde speel 'n ongelooflike belangrike rol om daai boodskap aan die departement van onderwys oor te dra. Die kommunikasielyn. Dit is, as ek mag sê, en ek stem saam, ek het daarmee begin, so dis dalk vir my goed om ook daarmee af te sluit. Dit gaan oor die vraelys wat ons, die navorsing wat ons gedoen het, en wat gewys het, dat die hoofde word so erg frustreer, dat 60% voel, maar luister hierso, ek is nie meer lus vir hierdie nonsens nie. Hoe lekker dit ook al is inderdaad, ek is oor dit. Ek wil liewerste gaan. Dan wil ek sê dat die
vraelys wat ons uitgestuur het en die inligting wat ons verkry het in ons verwerking, het ons aan die departement 'n hele lysie voorstelle gemaak van, maar hier is ons voorstelle oor wat julle kan gaan doen. En dit sluit onder 'n andere in hierdie hele ding van maak die kwessie van administrasie moet meer vaartbelyn of stroombelyn as jy dit so wil noem. Dit moet meer vaartbelyn wees sodat jy nie mense irriteer en frustreer en aan mekaar dieselfde goed vra nie. Uit al die jare my ondervinding van die departement is in my rol as 'n hoof, maar ek was ook lank baie betrokke in die onderwysersunie se wêreld. So ek het baie met die departement gewerk op hoogste vlak, provinsiaal en ook nasionaal. En natuurlik nou vanuit my posisie by die Governing Body Foundation is ek uiteraard weer heeltemal daarbo. Ek beweeg redelik naby aan die kringe wat die minister byvoorbeeld moet van raad bedien en so meer. En nou probeer 'n mens maar, jy's 'n klein visie in 'n baie groot dam. Dit klink amper soos die politiek. Maar 'n mens moet weet, al is jy die klein visie, as jy reg swem en as jy in die regte geselskap begin swem, dan kan jy beïnvloed. Jy sien die departement se probleem is, dis 'n one size fits all benadering wat hulle het. Hier's 'n interessante stukkie statistiek. Minder as 15% van skole in Suid-Afrika is funksioneel. Minder as 15%. Minder as 15% is funksioneel. Die soeke na help ons op die regte pad is groot. is bitter groot. Maar die fokus bly, soos meneer John reg gesê het nou hou hulle aan fokus hierbo. Hulle gebruik Hulle fokus nie op die fondasie daaronder. ja, want hulle sal sê, en verskoning maar die Engels, maar dis hoe hulle dit noem, as jy vir hulle vra, maar hoekom hou jy aan terugkom na my toe? Nou, but we need best practice. Dan sê ek nie, dis goed, ek sal graag vir jou met die beste praktyk, sal ek jou graag wil antwoord en jou help en rig, maar ek dink nie dit gebeur genoeg nie. So ons het byvoorbeeld nou ook gesê, en dit lyk daarom vir ons of dit nou iewers iemand se ore begin vang, en nou is dit my werk om in die vergaderings en goed waar ek nou optree, om te kyk hoe ver kan ons hulle nou druk, om in hierdie aanbevelings van ons in te gaan en dit te doen. En daar is byvoorbeeld dan een van die groot goedes waar ons sê, ja, julle data nodig, ja, julle het inligting nodig, want julle moet beplan, maar jammer om te hoor, as julle dit net by mekaar maak, maar die klomp, want onthou binne in die departement, is daar 'n klomp funksies, in verskillende klein departementjies, wat moet saamwerk. Nou wat gebeur is, infrastruktuur sal vandag vir jou iets vra oor die geboue en goed. Nou môre wil iemand anders ook weer, dan vra 'n totale ander ou vir jou daai. Nou, mens sê mos nou vir jouself, wat van een sentrale stelsel wat ontwerp kan word? Ek meen, dit is net 'n baie goeie sagteware ingenieur gaan vir jou hier enorme goed kan doen. Of net 'n rekenaar fundie gaan vir jou kan help met hierdie goed. Ons sê vir hulle, hou op om vir ons onvriendelike tydslyne te gee. Ons sê vir hulle, moenie goed dupliseer nie. Dis onnodig. As jy iets vra dit en wys vir die mense wat doen jy met dit. Want dit help nie, jy het 'n klomp data bymekaar gemaak, maar jy het dit nie in praktyk laat werk nie. En dan een waarop ek bly hamer, is as jy uit die data uit sekere besluite neem, omdat jy hoop jy gaan skole so kry om op 'n beter funksionele vlak te wees, dan moet ek vir jou sê, dan moet jy doodseker maak dat jou feite wat jy het sterk genoeg is om die skole te help om daar uit te kom. Ons as assosiasies, waarvan FETSAS is dan ook en ons en daar's 'n paar ander ook. Mens moet aanhou om daar waar jy kan beïnvloeding doen, moet jy voortgaan en die goeie stryd stry. En aanhou om die begrip deur te bring van wat jy doen, moet in praktyk uitvoerbaar wees en in die praktyk 'n verskil gaan maak. Ja. En dit help nie, jy het stapels inligting. Geen pies in the sky. Ja, maar jy het al die inligting, maar jy weet eintlik self nie wat jy daarmee wil doen. Ek kan daarom sê, omdat ek nou al so lank in die onderwyskringe beweeg, dat daar het al 'n verskil gekom, daar is al. So daar word Daar is vordering skole gemaak. wat van tevore baie disfunksioneel was, wat stelselmatig, en jy het nou nog gevra oor hoop. Ja, Ja, ek het baie hoop. Baie hoop vir vorentoe. Want ek dink net, ons moet net aanhou om die goeie stryd te stry en ons moet bly fokus
op dit wat belangrik is. En dit is die belange van die kind. En om die kind voor te berei vir die lewe later. En weet jy wat? In die skool, daar's nie een vak meer belangrik as 'n ander een nie. Al die vakke is belangrik, maar die belangrikste kurrikulum, sê ek, dis nou maar my filosofie. Die belangrikste ontwikkeling is die kurrikulum van die lewe. Om karakter te bou, Kurrikulum van die lewe. Leer jy die kind hoe om uit te gaan. hoe om hulle lewe te kan leef daarna, want inligting kan AI ook vir jou gee. Ja, dis Maar daai deel van wat jou gevorm het as 'n Mensekennis. mens, jammer, daai ding kan geen masjien kan vir jou ek dit stem leer nie. ongelooflik saam. Hoop vir die jeug het ons nog Ja, ek kan baie lank daaroor gesels. Ek Ja. is ongelooflik positief daaroor. Mm. Ek dink ons land het enorme uitdagings, nee. Ek wil ons sien dit. Ek dink nie daar is meer 'n gemeenskap waar jy kan ry en daar's nie slaggate of verkeersligte wat nie werk nie of misdaad of regeringsstrukture wat nie werk nie en korrupsie ensovoorts. So ek dink net om die vraag te antwoord, die eerste ding wat ek wil sê is ek dink skole het 'n ongelooflike geleentheid en verantwoordelikheid om vir kinders te leer hoe behoort dinge te werk. En dis hoekom hier by Affies voel ek baie sterk daaroor. Kom ons wys vir hulle hoe kan dit wees as alles werk en almal bring hulle kant. En almal is betyds en almal is netjies en gedissiplineerd ensovoorts en stout natuurlik. Maar vat verantwoordelikheid as hy droog maak, jy weet. So as hulle pap gooi. En ek sien ongelooflike jong mense en die energie en potensiaal wat hulle het. So ek is hierso is definitief in ons tipe skole, maar reg oor die land sien jy jong mense wat in sy gemeenskappe 'n verskil maak en hy het die potensiaal om regtig, ek dink dis die leiers van die toekoms. En ek dink dis die ding wat ons op fokus is om gebalanseerde jong manne hier uit te stuur wat die lewe in die oë kan kyk en 'n verskil kan maak. Of dit nou is as 'n onderwyser of 'n administratiewe persoon of eendag iemand wat dalk 'n regter word of 'n groot sakeman en of dit nou plaaslik of internasionaal is, dit is eintlik van mindere belang. Natuurlik wil ons hê die mense moet hier in ons eie land investeer en ons land opbou en help bou aan dit wat ons kan wees. Maar ek is ontsettend positief daaroor. Daar is sulke skole vanuit eilande van uitnemendheid reg oor die land. En ek dink daai paar skole, daai 15% funksionele skole is die skole wat eintlik die toekoms is. En ek dink daar's baie mooi stories. Skole is sulke sentrums van hoop vir my. Jy weet, ek het dit vir so al in COVID gesien. Jy weet, mense het na skole toe amper gemigreer net om energie te kry en te sien en ek dink skole is vir my dit is 'n sentrum van hoop en dis natuurlik gesetel in daai jong mense. Jy weet so en ek dink met die regte fondasie gaan jy ongeag die moeilike omstandighede wat nog vir ons voorlê, gaan jy kinders hê wat uitstyg en 'n verskil gaan maak en soos wat jy vertel het, Christof, is eers gaan enige iemand gaan terugdink en sê daar was daai juffrou of daai meneer wat in my lewe verskil gemaak het of wat in my geglo het. Ja. En ek dink dis wat vir my baie energie gee en deel van my passie vir die onderwys is daai geleentheid wat op 'n sportveld gebeur of 'n aand by die koor of op 'n bus ergens op pad heen of in 'n klas of in die koshuis waar die onderwyser sê maar jy kan en ek glo in jou en ek hou jou dop en dan kom my kinders terug en ons is bevoorreg by Affies. Mense kom terug na 20 en 30 en 40 jaar vir hulle reunies. En dan hoor jy daai stories. Ja. En ek is seker daai is nog steeds waar vandag en daarom is ek ongelooflik optimisties binne 'n realistiese verwagting van wat vir ons voorlê, maar ek glo definitief in die jeug van vandag. Daai is vir my so mooi want ek het my vrou het vir my nou eendag so ding so versie aangestuur. Sê sy net toe Adam en Eva van die verbode vrug gaan eet het. Die hele tuin was vol van die beste bome, beste vrugte en goed, maar hulle het so eintlik nie gekonsentreer op wat hulle alles het al klaar nie. Hulle wou net nog meer hê.
Ja. En dit is soos die negativiteit in die land. Jy kan heeltyd konsentreer op wat jy nie het nie en wat jy kort, of jy kan 'n totale omwenteling maak en net konsentreer op wat jy het. En dan gaan jou uitkyk op die lewe dink ek nogals drasties verander. Dit was vir my regtig 'n voorreg om vandag met beide van julle te praat. Dus ek kan verstaan hoekom julle albei groot steunpilare is vir skole met uitnemendheid. En ja, ek wil net uit my hart uit sê baie dankie. Dankie Christof, dit was 'n voorreg. Ja, dankie Christof. Dit was werklik aangenaam om vandag saam met jou en meneer Joint te kuier hier op die bank. Waardeer opreg. Dankie julle.